Aand, en welkom by Laat Aand met Pastoor Brenda, 'n rustige plekkie aan die einde van die dag waar ons net vir 'n paar minute stil word by die Here, ons harte voor hom bring en onthou dat hy nog steeds naby is. Vanaand wil ek praat met die persoon wat voel, ek kan nie nog een slegte ding hanteer nie. Miskien het daardie afgelope tyd net te veel gebeur. Net wanneer jy dink dinge begin 'n bietjie beter gaan, gebeur daar weer iets. Nog 'n probleem, nog 'n teleurstelling, nog 'n rekening, nog 'n slegte boodskap, nog iemand wat jou seermaak. En jy is net moeg. Nie net fisies moeg nie, maar diep binne in jou moeg. Jy voel asof jy heeltyd sterk moet wees. Jy moet aanhou. Jy moet dinge uitsorteer. Jy moet ander mense ondersteun. Maar binne in jou dink jy, Here, ek weet nie hoeveel meer ek nog kan vat nie. Jy is dalk selfs bang om jou foon oop te maak, want jy wonder wat nou weer verkeerd gegaan het. Jy raak bekommerd wanneer iemand sê, ons moet praat, want jou hart is reeds oorlaai. Wanneer jy so voel, beteken dit nie dat jy swak is nie. Dit beteken dat jy te lank, te veel gedra het. Psalm 61 vers 3 sê, wanneer my hart oorweldig is, lei my na die rots wat hoër is as ek. Die Psalm sê nie, wanneer ek alles onder beheer het nie. Hy sê, wanneer my hart oorweldig is. God weet dat daar tye is wanneer jou hart oorlaai raak. Hy weet dat daar kom dae wanneer jy nie meer weet wat om te sê of wat om te doen nie. En in daardie oomblik vra hy nie dat jy moet voorgee jy is okay nie. Hy nooi jou om na hom toe te kom. Jy hoef nie vanaand al môre se probleme op te los nie. Jy hoef nie nou al uit te werk hoe alles gaan regkom nie. Hanteer net hierdie oomblik saam met die Here. En sê vir hom, Papa Vader, ek is moeg. Ek is bang vir wat volgende kan gebeur. Ek voel asof ek nie meer kapasiteit het vir nog iets nie. God skrik nie vir jou eerlikheid nie. Soms dink ons geloof beteken dat ons nooit mag sê, ons is moeg nie. Maar geloof beteken nie dat jy ontken hoe jy voel nie. Geloof beteken dat jy met daardie gevoel na God toe gaan. Jesaja 41 vers 10 sê, moenie bang wees nie, want ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ek help jou. Let op, God sê nie jy moet alles alleen hanteer nie. Hy sê, ek sal jou versterk, ek sal jou help. Jy het dalk nie vandag krag vir die hele maand nie. Jy het dalk nie krag vir alles wat nog voor lê nie, maar God sal jou genoeg krag gee vir vandag. En môre sal hy weer daar wees. Wanneer nog iets gebeur, hoef jy nie onmiddellik in paniek in te gaan nie. Stop, haal diep asem, bid, vra die Here, wat is my volgende stap? Nie die volgende 10 stappe nie, net die volgende 1. Kom ons bid saam. Papa Vader, U sien die persoon wat vanaand voel, dat hulle nie nog een slegte ding kan hanteer nie. U weet hoeveel hulle reeds gedra het. U sien die teleurstelling, die spanning, die finansiële druk, die seer en die onsekerheid. Here, bring vanaand rustigheid in hulle hart. Help hulle om nie bang te wees vir wat volgende kan gebeur nie. Herinner hulle dat hulle nie alles alleen hoef te dra nie. Gee hulle genoeg krag vir vandag en wys hulle net die volgende stap. Waar hulle gedagtes oorlaai is, bring stilte. Waar hulle liggaam moeg is, bring rus. Waar hulle hoop begin verloor het, blaas weer nuwe moed in hulle hart. Wees hulle skuilplek, wees die rots wat hoër is as hulle. Hou hulle vas wanneer hulle voel, hulle kan nie meer nie. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen. Mag die Here jou vanaand laat rus. Mag hy jou herinner dat jy nie vandag of vanaand alles hoef uit te werk nie. Hy sal jou die krag gee vir elke dag soos dit kom.
Mag jy 'n geseënde nag hê. Shalom.